Goeiemôre. Dit is 1 Januarie 2026, donderdagoggend en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En mag hierdie nuwe jaar vir elkeen van julle vul met hoop, moed, 'n bereidwilligheid, 'n begeerte om 'n beter jaar te beleef en jouself in 'n beter posisie te bevind as die vorige jaar. Nou ek weet dit is 'n moeilike ene, maar almal van ons gaan tog 'n nuwe jaar in met drome, aspirasies, hoop en 'n stille geloof dat dinge beter kan wees as wat die vorige jaar was. En partykeer is dit nodig om dit uit te spreek en te sê verjaar is my jaar. Verjaar is ons jaar. Verjaar gaan ons 'n verskil maak. En in hierdie jaar van 2026 gaan SBB nuwe hoogtes bereik. Meer mense bereik, beïnvloed, kan help en om ons saak ten opsigte van oorlewing te verbeter en uit te bou in hierdie genadetyd wat ons gegeen word deur ons hemelse Vader. Mag hierdie jaar dus geseënd wees vir elkeen van julle wat luister en kyk op hierdie kanaal. En ja, stuur dit aan. Druk die teken in knoppie, die like knoppie, deel dit met ander, dat die boodskap kan uitgaan, maar dat ons in hierdie nuwe jaar nie net ons visie vorentoe verbreed, vergroot en hoër vlakke van gereedheid bereik nie, maar dat ons ook hierdie kanaal tot nuwe en hoër vlakke van kykersgetalle sal bring. Nuwe jaar, elke jaar is 'n verblydende tydperk wat ons binne gaan, want die ou jaar, dit wat verby is agter ons, en dis so 'n half 'n beginpunt van waar ons kan vorentoe kyk. Ons dink dat 2026 gaan 'n waterskeidingsjaar in Suid-Afrika wees, maar ook in die wêreld. As ons maar net kyk na wat in 2025 gebeur het, en op 1 Januarie 2025 sou ons nooit kon voorspel dat 2025 so dramatiese jaar sou raak nie. Net so kan ons ook nie vandag voorspel wat die toekoms vir ons almal inhou nie. Maar die hoop beskaam nooit. Die feit dat die wêreld deur drastiese veranderinge gaan, dat Suid-Afrika deur drastiese veranderinge gaan, moet ons onsself die vraag vra op hierdie 1 Januarie 2026 of ons enigsins meer van dieselfde gaan beleef of gaan daar werklik grootskaalse veranderinge plaasvind. En met dit in gedagte en met baie wat praat rondom die sesering van die Kaap, waar ek al baie gesê het dat die ANC dit nie sal toelaat nie, kan ons nie anders as om te sê meer van dieselfde lê vir ons vir jaar voor nie. Cape referendum denied. Ramaphosa dismissed referendum on Western Cape secession. Ek het baie al gesê dat hulle sal dit nooit toelaat nie, want daar is te veel vir hulle wat hulle kan verloor in die lyn van aansien, finansiëel en 'n klomp goed wat daarmee saamgaan. Dit beteken egter nie dat die stryd heeltemal verlore is nie, want baie hang af van hoe hierdie nuwe jaar
beïnvloed gaan word deur druk van die Amerikaanse regering op die Suid-Afrikaanse regering om hulle uitkyk, hulle sieninge te verander. Maar ek dink hierdie antwoord van Ramaphosa oor 'n moontlike referendum in die Kaap behoort vir ons almal 'n baie duidelike aanduiding te wees dat die ANC in 2026 meer gaan volhard met hulle onderdrukkende teikens, dit wat hulle wil bereik, en dat hulle met alle mag en op enige manier in die gesagsposisie sal wil bly. En daarom gaan daar nie toegewings gemaak word nie. Ons gaan nie in hierdie jaar makliker dinge ervaar en beleef nie. Inteendeel, ons gaan toenemende druk op die terrein van grondonteiening ervaar, BEE ervaar, die Bella-wetgewing, ander aksies ten opsigte van kultuur, taal, geloof, gaan ons begin toenemend druk opvoel in die jaar wat nou voor ons lê. Maar soos aan die begin, gee dit vir ons tyd, genade tyd, dat meer mense tot meer insigte sal kom, beter insigte sal kom, sal besef dat die toekoms hang af van hoe goed ons onsself voorberei het vir dit wat in ons land kan gebeur. En dit wat ons sê kan gebeur, is heel waarskynlik wat gaan gebeur as ons na die vloei van dinge oor die afgelope 5 jaar kyk. Ons moet dus nie op ons lauwere rus nie. Ons moet nie net aanvaar dat alles van self en deur genade gaan gebeur nie. Ons mag nie vergeet dat ons instrumente is van ons Skepper en dat hy deur ons werk om wonderwerke te doen en wonderwerke te bereik. En daarom moet ons as gelowiges hierdie jaar meer en meer fokus op geloof, op voorbereiding, op gereed wees, op 'n bewustheid en 'n erkenning dat ons kwesbaar is as gevolg van die mislukte ANC-beleid wat op 'n Suid-Afrika wat ekonomies geval het, afgedwing en toegepas word. Daarom moet almal van ons vir die jaar wat voorlê absoluut gereed wees. Wees dankbaar vir alles wat jou kant toe kom. Wees dankbaar vir 'n ekstra dag van lewe. Wees dankbaar dat jy elke oggend kan begin met jou kondensmelk koffie, wat jou 'n oordeenking gee vir dit wat voor lê, sodat jy gereed kan wees om te doen dit wat van ons verwag word. Geniet dan ook vanoggend op hierdie nuwejaarsoggend 1 Januarie 2026 jou kondensmelk koffie en mag 2026 vir ons almal 'n jaar van hoop wees. Mooi loop. Lekker dag en 'n baie lekker aangename en voorspoedige jaar.